Alright, kosbares. Ek is so bly het jy die woorde neergeskryf, want dit is so waaroor ons vanoggend gaan gesels. En ek sê dit baie, mense spot al my, maar dit is altyd vir my kosbaar hoe die Here 'n lied deel maak van die worship wat deel uitmaak van die boodskap. En dit is vir my lieflik. Ek eer net die Here. Ek staan verbaas voor sy grootheid. Nou moet ek net hierdie 500 brondokumente van my hier eers uitsorteer. Elkeen op sy eie plekkie. Moenie bekommerd wees nie, ons gaan nie vanoggend na 1 Konings 17 toe gaan nie, en by die spruit nie, maar ons gaan aangaan met 'n gedagte van 1 Konings 17. Die Here is nog ver nie klaar met my oor die lewe van Elia nie, maar die laaste 2 weke was daar so half 'n stop by 'n komponent daarvan. Kom ons bid saam dat die Here sy woord vanoggend sal seën. Here Jesus, al wat ons vanoggend begeer, is om te hoor van U. Ons begeer om in hierdie verhouding met U te staan, waar U praat en ons luister en ons doen. En ons praat terug. En hierdie lieflike verhouding seën ons met die volheid van Christus. Wanneer ons vanoggend na U woord toe gaan, dan kom ons nie na 'n dooie boek toe nie, Here. Ons kom nie na 'n argaïse boek toe van 2000 jaar terug nie. Ons kom na 'n woord toe wat lewend en kragtig is en skerper as 'n tweesnydende swaard en wat vanoggend wil deurdring. Miskien deur deure van ons hart wat al vir jare gesluit is. Plekke wat ons toehou, want die seer daar binne is te veel. Mag U vanoggend vir ons rig en vir ons stig en vir ons bemoedig met die woord en wie U is. Ons bid dit, ons vra dit in U kosbare naam, die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Net sodat julle weet, die wat by ons kuier, ons word nie ontstel deur 'n baba nie. Dit is deel van fellowship. Ek sien nie dat daar moederskamers was in die eerste gemeentes nie. So, as ek verstaan, 'n ma raak partykeer ongemaklik of so, en dis heeltemal fyn. Ons gaan jou nie terugbring as jy wil uitgaan buitekant toe nie. Maar om onder die geklank van die woord te wees is 'n kosbare voorreg. Kyk, om Boutjie sal vanmiddag met jou kuier. Dit is my niggie, en dit is dan nou, wat maak dit nou van my daai? Nou, is mos nou familie, is mos nou bloed. My hart huil mos nou sommer saam, man. Alright. So, Elia beweeg van plek tot plek waar die Here hom stuur. Hy beweeg na koning van sy huis af, waar hy gebly het, beweeg hy na koning Agab toe om 'n boodskap te gaan aflewer, en daarvan vat die Here hom na die spruit van Krit, waar hy niemand is 100% seker nie, maar dit lyk so na 1 jaar en 'n half omtrent moes spandeer het. En daarvan beweeg hy na Sarfat toe, wat heeltemal buitekant die grense van Israel lê, wat eintlik die vyand is van Elia, en wat die geboorteplek is van koningin Isebel, wat Elia se lewe soek. Nou is hy in haar geboortedorp, area. En iewers tussen hierdie beweging vra ek myself die vraag af, nee, vra die Here my die vraag af, bou. Dink gou vir jouself, hoe het Elia van my gehoor wat hy moes doen? Elke keer wanneer die woord sê, en die woord van die Here tot iemand gekom, wat was dit? Die Heilige Gees was nog nie op daai stadium in mense nie. Die Heilige Gees het oor mense gekom, ek verstaan dit.
En tot 'n mate is jy reg, maar ek wil by 'n baie spesifieke komponent uitkom waaroor ek wil hê ons vandag moet gesels. En dit is gebed. Daar was gebed. Daar was oorgenoeg tyd vir gebed, terwyl hy by daai spruit van krit gesit het. Daar was nie boerdery wat hy moes ran nie. Daar was nie skool wat hy moes gee nie. Hy het tyd gehad, en die Here het hom uit die samelewing uitgevat, om hom tot hom te spreek, en ek sal nooit my wegruk uit die samelewing tyd vergeet. Dit was 76 dae, waar die Here my van die Kaap op Pretoria toe laat stap het, net ek en hy. En daar is nie 'n dag wat verbygaan wat ek nie terug verlang na die intimiteit, daai tyd nie. Tussen my en hom, waar ek niks anders gehad het om te doen, as om een voet voor die ander een te sit, en in gebed met die Here te wees nie. Maar, vanoggend voor ons nou die hele ding van gebed 'n bietjie ooprafel, want ek kan jou waarborg vanoggend gaan nie die rigting vat wat jy dink dit gaan vat nie. Wil ek hê, jy moet nou eers gou luister, terwyl ek vir jou 'n gratis bemarkingsles aandoen. In die wêreld van bemarking praat ons van die 3 sirkels. Die jy kan sien so nie. 3 sirkels vir die wat by die huis sit en nie nou dit kan hoor. 3 sirkels. Die buitekantse sirkel is altyd wat? Die tweede sirkel is hoe en die binnekantse sirkel is hoekom. 3 sirkel van bemarking. As jy enige produk wil bemark, moet jy vir iemand sê wat dit is. Jy moet vir iemand sê hoe dit werk, of hoe dit anders is as die soortgelyk is, en jy moet in die binnekant vir iemand kan oortuig hoekom hulle dit nodig het. Dis hoekom die wêreld van bemarking ongelukkig gekruis het met die wêreld van verkope, en toe raak dit bevarking. Bemarking was nooit veronderstel om jou in te lei om 'n produk te koop. Die bemarking is altyd gemik daarop om jou te kry om in te koop in die konsep. En dan vir jou genoeg inligting oor te dra, as jy 'n ware bemarker is, sodat iemand 'n ingeligte besluit self kan maak. Die doel van bemarking is om leads te kry. Wie ken daai term? 'n lead, 'n potensiële verkoop, potensiële sale. Die wêreld van bemarking is nie dat jy uitstap met 'n deal nie. Dit is dat jy vir iemand kan sê, ek het iemand wat belangstel in hierdie produk. Nou moet jy die verdere inligting, die fynere inligting oordra, sodat hierdie persoon 'n ingeligte besluit kan maak of die produk vir hom of haar gaan werk of nie. Nou kan ek jou waarborg, en dit gaan 'n baie interessante oefening wees. Gaan vandag huis toe, net na jou kombuis toe. Vergeet van die res van jou huis. Gaan net kombuis toe. En maak jy gou al die kaste se deure oop. En kyk jy gou, hoeveel goedjies is daar wat jy 6 maande laas gebruik het? Hoeveel goedjies het jy daar wat 'n aardappeltjie kan skil in 5 sekondes? Omdat iemand met 'n mikrofoon in 'n mall gestaan het en gesê, check die ding. Maar eintlik, en as jy soos ek is, en as ek kos maak ek kos. Jy maak nie kos, ek maak kos. So as ek pot maak ek pot. Al wat ek van jou verlang is om rondom my te bly. Sit saam met my in die kombuis, sit by my met die vuur. Vra vir my of ek ietsie wil drink of wat, every case my bier daarso, maar wees net by my. Moenie vir my daar alleen los en julle kuier daar binne nie. Wees net daar rondom my. Maar ek hou van 'n mes en 'n snyplank. En ek hou van om my aardappels self te doen. Maar toe ek daar voor gestaan het, by die mall, het die ou met die speaker het gesê, kom kyk hierso. Wat het hy gedoen? Hy het iets sielkundig met jou gedoen wat jy nie besef, ek gaan dit vandag vir jou wys. Hy het aan jou eie storie verkoop, deur vir jou 'n probleem aan jou bekend te stel waarmee jy geassosieer het. 70% van sales, en wat deesdae meng met bemarking, mens weet nie regtig meer waar die lyn is nie. Maar 70% van iemand wat iets aan jou verkoop het gegaan oor jy identifiseer met die probleem wat die persoon vir jou staan oplos.
Maar voor die probleem opgelos word, moes jy eers ingekoop het in die probleem. Die oplossing kom nadat jy die probleem sien en verstaan. Wie van julle onthou die Glow Mail en die Verimark advertensietyd? Wat jy omtrent 3 minute na iets moes kyk voordat jou soapie kon aangaan, die goalie kon aangaan. Onthou die tyd. Die eerste gedeelte van die advertensie gaan net oor die probleem. Onthou julle, jy's die tannie, julle kuier en hier val die glas rooiwyn om op die mat. En dis alles swart en wit, nee, daar's niks kleur nie. En jy sien hoe daai vrou se hande in haar aangaan, want dis 'n persiese mat. En hoe gaan sy dit uitkry? En sy so gefrustreerd. En hierdie kant, wat doen jy aan die kant van die skerm? Dit het al met my gebeur. Wat doen hulle? Hulle verkoop die probleem aan jou. Hulle wil hê jy moet identifiseer met die probleem. Want as jy nie identifiseer met die probleem nie, stel jy nie belang in die oplossing nie. Nou wil ek hom nog 'n stapie terugvat vir jou. Enige goeie boek en enige goeie fliek wat jy al gekyk het, wat jy regtig onthou vir iemand anders wil oorvertel en sê, ek wil hê jy moet hierdie boek lees, of ek wil hê jy moet hierdie fliek kyk, het 7 elemente, net 7. En ons in die bemarkingswêreld het hierdie 7 elemente gestudeer om te verstaan hoe werk storytelling. Want as jy net die probleem verkoop, loop jy die risiko dat die persoon sê dit gebeur te min, dit gebeur met ander mense, maar nie met my nie. Maar as jy jou in die storie kan insit, as jy die potensiële kliënt in die storie kan insit, en die storie vir hulle kan oorvertel, asof hulle voel hulle is binne die storie, dan is jy baie meer suksesvol. So jy het altyd 'n hoofkarakter. 'n Paar, maar jy sal altyd sien as een hoofkarakter. Hierdie hoofkarakter het 'n doel wat hy wil bereik. 3, maar daar is sekere probleme wat in die pad staan van hierdie karakter op sy doel of haar doel te bereik. En hierdie probleme wat in die pad staan is eerste fisies. Byvoorbeeld, ek wil uitkom van hier vanaf by die volgende dorp, maar die pad is verspoel. So ek kan nie met my kar daar deur ry nie. Dis 'n fisiese probleem. 2, 'n fisiese probleem veroorsaak 'n interne probleem. So wat nou voel ek oor dit? Dit veroorsaak die frustrasie raak in die binnekant meer. En dan lei dit tot 'n dieper psigiese probleem wat beteken, hoekom voel ek dis reg of verkeerd dat ek hierdie probleem het of nie? Die kollektebordjie vanoggend is vir die kerk net langsaan is bemarkingsbordjie, jy kan daar ingooi. Vir die gratis advies. Dan, as iemand verstaan hoe hierdie probleem ontstaan en ek identifiseer met die hoofkarakter in die storie, dat ek voel ook so en ek het ook al dit beleef, dan kom die storieverteller en hy bring net eers vir jou hoop. Hy kom sê net eers, wat as daar 'n oplossing is tot die manier wat jy nou voel of wat jy beleef. En jy koop eers in die moontlikheid. Hulle sê nog nie die oplossing. Jy koop eers in die moontlikheid dat daar 'n oplossing is. Ons noem dit hoop. Almal hou van hoop. So hulle verkoop eers hoop aan jou, die storieverteller. Dan, as jy die hoop vat, doen jy 'n interessante ding in jou brein. Jy vra, hoe is dit moontlik? Hoe kan dit werk? Dan sê jy, great vraag. Jy stel belang. Op 'n manier vra jy eintlik vir die storieverteller, vertel my meer. Vertel my meer. Ek wil meer weet. Dan bring die storieverteller vir jou 'n aksieplan. Nee? Vat vir Janie Kloete van die Veldam, Jean-Claude van Dam, onthou julle vir hom? Jong, toe ek nou 'n seentjie was hy nou net die man. Hy was nou net die man. Hy was kickboxer en hy goed. Maar hy het altyd eers verloor. Hy het altyd eers pak gekry. Of iemand naby hom het pak gekry. Jong, en dan moet hy nou gaan bitterlik hard oefen. Maar voor hy enigstens van hy goed gehad het, was hy die hoofkarakter wat 'n doel het en iets is 'n probleem in sy pad. Nou kom daar iemand wat vir hom sê, daar is iemand wat jou kan afrig. Daar is iemand wat jou kan leer om hierdie champion te beat. Tom Paul was sy naam, hy het so 'n ponytail agter hom gehad.
Nee. Jong, daai aan, dan spring ons al die kossies bernstuk en ons kickboxing en daai kossies. En dan moet die afrigter eers aan hom inkoop kry, dat hierdie nie sommer net 'n oefensessie is nie. Hierdie is nou, jy moet jou volle commitment hier gee. En as hy daar inkoop, dan kom die aksieplan. Dit is wat ons gaan doen. En dan moet die hoofkarakter bly by die uitvoer van die aksieplan. En dan eers aan die einde, as hy die aksieplan uitgevoer het, ons noem dit in bemarking call to action, wanneer jy iemand roep tot aksie, en hy het genoeg inligting gekry om te besluit, ek gaan dit doen en hy doen dit, dan is daar eers 'n uitkoms aan die agterkant. En dan kom jy by die storie se einde wat sê, het die hoofkarakter gedoen wat die hoop en die aksieplan is wat aan hom verkoop is, en wat was die uitkoms daarvan, of het hy halfpad besluit om moed op te gee, dan kom jy uit by die lived happily ever after, of nee, die hoofkarakter het dood gegaan, of whatever die storieverteller besluit in die einde te wees, maar daar is net daai 7 elemente, jy kan hulle gaan toets. Spoiler alert, sorry. So ons het 'n probleem met gebed. Ek wil graag vanoggend begin deur te vra, as ons nie verstaan wat is gebed nie, ons gaan nie vanoggend praat oor hoe gebed werk nie, ons gaan ook nie praat oor hoekom jy moet bid nie, dis die inhoud, ons kan op 'n volgende keer daaroor praat. Ons probleem is, daar's iets aan ons verkoop rondom die konsep van gebed, wat ons moet verstaan, deel was van bemarking. En iemand het aan ons verkoop wat wou gehad het, ons moet inkoop by 'n spesifieke ideologie, sodat daar iets anders as 'n uitkoms kan wees, wat nie noodwendig ten voordeel van jou is nie. En as ek net vanoggend met myself praat, dan praat ek net met myself. Want ek het groot geword met 'n definisie van wat gebed is, wat eenvoudig 100% nie was, wat ek ontdek het toe ek die Here Jesus Christus in persoon ontmoet het. So help my vanoggend. Wat is die definisie van gebed? As ons verstaan wat is die wat, as die produk van die Here, as 'n funksionaliteit van die Gees, as 'n konsep van een raak met hom, wat so 'n crucial komponent is van jou wandel saam met die Here Jesus Christus. Hoekom wil die wêreld dan dit vat? Of nee, dis die verkeerde ding. Hoekom sal die Satan dan nie kom met 'n bemarkingsplan om dit by jou weg te vat, wat so ontsaglik belangrik is nie? En hy het dit baie goed reggekry. Hy het dit baie goed reggekry. Hy het gekom met storytelling. Hy het gekom met verwagtingsbestuur. Het ek al vir julle die frustrasiemodel geteken? In jou hele lewe sal jy dit nooit weer vergeet nie. Dit is 'n verskriklike maklike model. Aan die voorkant van enige frustrasie wat jy in jou lewe beleef, enige vorm van frustrasie, aan die voorkant van dit, meen dit die oorsaak van daai frustrasie, is 'n onbeantwoorde behoefte of 'n verwagting. Dis so eenvoudig soos dit. As ek jou gefrustreerd wil kry, moet ek net eers 'n verwagting skep wat nie gaan realiseer nie. As ek jou gefrustreerd wil hê in jou huwelik, moet ek net vir jou 'n verwagting skep waaraan jou maat nie kan voldoen nie. Dan is dit guaranteed dat jy gefrustreerd gaan raak met jou maat, want die behoefte of die verwagting gaan nie realiseer nie. So what am I doing? I'm setting you up for failure. En as jy vandag reg gaan luister, dan gaan jy iets ontdek. Jy gaan iets kan onderskei daar buite van wat aan jou al die jare verkoop is,
sodat jy opgestel kan word vir teleurstelling. En jy gaan dwars deur godsdienstelsisteme sien. En jy gaan die hart sien wat vir Jesus aan 'n kruis ophang. Want dit was die kerk van sy dag wat hom opgehang het, hoor. Die owerheid van sy dag het gesê, nee, ek vind niks in hierdie man nie. Ek vind niks nie. Maar omdat julle kan kies wie julle wil vrylaat, gaan ek dit in julle hande sit en die bloed is op julle hande, toe kies wie? Die mense wat hom moes herken as die Messias, was geïntimideerd deur die feit dat hy hulle stelsel, hulle sisteem, hulle tradisie, hulle oorlewerings bedreig. En uiteindelik hulle mag, want hulle het baie mag gehad. As jy deur dit kan sien, dan sien jy dieselfde hart wat probeer het om mense weg te kry van Jesus af, probeer vandag nog op ander maniere om jou weg te kry van hom af. En gebed is een van daai ontsaglike groot wapens wat die Here Jesus vir ons gee teen die wêreld en teen die bose magte en gesagte in die lig. En as jy dit mis, word jy opgestel met 'n verwagting of behoefte dat die Here moet spring as jy praat. En word dit gebruik soos die beste aas. Sit iemand in ons midde wat hou van visvang, dis 'n paar van julle. Dit help nie, jy gaan pap gooi in die see nie. En verwag dat jy die grootste kabeljou daarmee moet vang. Dit is nie 'n dam nie, dis die see. Maar wat die vyand doen, as hy kom sit die perfekte aas aan, wat ek en jy wil hê. Hy kom vat 'n diep geestelike konsep, hy kom vat 'n diep lieflike wapen en hy ontwapen dit. Deurdat jy inkoop in dieselfde leen as wat hy geskep het in die tuin van Eden vir Adam en Eva. Daar het sy bevarking begin. Wat as? Is die Here nie miskien bang julle word soos hy nie? Wil jy nie meer soos God wees nie, man? Want as jy wil, het ek vir jou 'n lieflike tool. Hoe word dit verkoop in my en jou? Dink gou mooi. Jakobus 5 vers 16b word verkoop aan jou, buite konteks. Die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, man. Jy moet net meer vurig bid, man. Hoekom bid jy nie vurig nie? Okay, wat beteken dit? Nee, jy moet passie insit. Die emosie moet in jou stem wees. Jy moet papnat gesweet wees na 'n gebedsessie. Want hoe meer vurig jy praat, en hoe meer mense rondom jou kan sê, ja, amen, man, bro, daai, nee, gooi hom. Preach it. Hoe meer vurig is dit? Maar is dit gebed? En as ek binne in hierdie vurige gebed al hierdie claims maak, al hierdie goed wat die Here vir my moet doen, want die vurige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek soek hy krag. Ek soek hy krag. So wat verkoop die duiwel aan jou? Krag. Want hy sê engel van die duisternis wat kom as 'n engel van die lig. Dink jy hy kom met sy twee horingkies en sy virkie na jou toe aangestap en sê goeiemiddag, ek is die duiwel. Ek wil net gou vir jou sê dat ek gaan vandag probeer om jou gebedslewe te steel. Nee. Hy kom daaraan as 'n pastoor of as 'n dominee of as 'n YouTube preacher. Hy kom daar baie mooi netjies. En hy kom sê vir jou, wil jy nie ook net meer hê as wat daar tans is nie? Kom ek vertel gou vir jou, daar's 'n Bible code wat jy moet dit volg. As jy hierdie 5 sinnetjies reg bid, broer. En dan moet jy besop, sê 2 Tessalonisense vir ons, in die laaste dae gaan dinge gepaard met signs and wonders van wie af? Van wie af? Van die Here af. Moenie dink, die towenaars wat vir
Moses gechallenge het nie wonderwerke gedoen nie, in die oë van mense nie. Hulle stokke het ook slange geraak. Daar's krag en mag en gesag, beperk natuurlik, maar daar is in die bose wêreld genoeg. En as jy na elke dingetjie wat supernatural is, gaan kyk en sê, dis die Here, dan gaan jy dit mis. En as dit 'n laggiebemarker in die agterkant vir jou, because I've got you. Jy soek die krag en die mag en die gesag. Handelinge, Simon die towenaar. Mense genees links en regs. Wat sê hy? Vir jare entertain hy die mense van sy area met wat? Towerkunsies. Maar daai krag en gesag het hy nog nooit gesien nie. Dat bose geeste uitgaan nie. Hy sê ek soek dit. Hy's 'n tipiese inkoper. 'n tipiese inkoper in 'n uit konteks. Jakobus 5:16b. Ek wil ook daai vurige goed hê. Want ek wil hê die uitkoms van wat ek hier sien moet na my kant toe kom. Want wat is die intensie van sy hart? Is dit om die Here Jesus te verheerlik? Nee. Die intensie van Simon die towenaar se hart is om gewild te wees by mense en geld te maak uit hulle uit. Hy's 'n entertainer. 'n Entertainer moet geld maak uit sy mensheid. Want hy kan dit nie daar buite doen deur vir hulle kos te maak nie. Hy moet hulle vanaand in die saal moet hy vir hulle entertain. Jakobus 1:6 word in ons bemaak. Jy sien, een wat bid, moet net bid met geloof. Want hy wat nie bid met geloof nie, is soos 'n brander wat hede weer gegooi word in die see. Hy moet nie dink die Here sal iets vir hom gee nie. Hoeveel geloof bid jy? Glo jy werklik aan die dinge wat jy vra? Glo jy werklik dit sal gebeur? Want as jy nie glo dit sal gebeur nie, kan ek jou waarborg gaan nie gebeur nie. So, na hierdie diens, kom jy met alles wat jy graag wil hê moet gebeur. Dan gaan ons nou die saaltjie langs aan toe. Dan gaan ons nou bid. En jy gaan bid met geloof. En ek gaan my hande op jou sit, want ek het meer geloof as jy. En dan gaan ek sê, die Here gaan dit vir jou gee. Net wat jy wil hê. Solank jy glo. En as dit nie gebeur nie, het jy nie reg geglo nie. Totdat jy begin bid vir iemand. Nadat jy ingekoop het in hierdie konsepte. En ons het nou net van die charismatiese kant gepraat. Kom ons gou praat ons gou oor die konservatiewe kant. Hoe lyk die konservatiewe kant wat in jou verkoop is? Gebed is 'n verskriklike privaat saak tussen jou en die Here. Jy bid nie sommer net nie. Gebed is nie 'n ding terwyl jy werk nie. O nee. Gebed is ding vanaand as jy klaar gestort het en jy vir jou netjies aangetrek, jy gaan sit daar in die voorkamer en jy maak die Bybel oop. Dan is gebed daai tyd wat jy met die Here het en jy gee vir hom al jou probleme en jy sê vir hom van jou kant af, tree in vir mense. En dan is jy klaar. Meeste mense doen dit in die oggend, party mense doen dit in die aand. Sondag, nee, ons bid nie in die kerkie. Ons bid ook nie voor mense nie. Jy kan nie dit doen. Mens bid nie voor mense nie. Dit is 'n privaat saak. Jy doen dit voor jy eet. Want anders is jou kos nie geseën nie. Jy doen dit met jou kinders voor hulle gaan slaap. En dis elke keer dieselfde goedjies wat jy sê. Van daai rympie van seën Here die voedsel in ons liggaam. Dit, Here, gaan met ons deur hierdie nag. Here, môre is daar eksamen, help ons asseblief daarmee. Here, ons gaan op 'n lang reis, bewaar ons asseblief op die pad. Dit is gebed. Maar jy voel nog steeds in jou hart dieselfde ding. Daar is 'n behoefte of 'n verwagting dat die Here hoor wat ek sê en doen wat ek vra. En dat die uitkoms gunstig is tot wat ek wou gehad het.
En hy verpak hierdie verwagting en behoeftes vir jou binne 'n storie van jouself, waar jy absoluut instap en jy voel, yes man, ek wag al hoe lank om dit te hoor. Kan ek vir jou sê, ek was beide in die konservatiewe kant en ek was beide in die charismatiese kant vasgevang. Ek was beide aan die kant wat ek net met rituele werk. Dis net, gebed is 'n ritueel. Dis iets wat ek doen omdat ek 'n Christen is. Dis iets wat ek moet doen om my eie gewete te sis dat ek gebid het. Ek was beide aan daai kant. En ek was beide aan die ander kant. Wat ek gesê het, broer, jy moet net sê wat jou probleem is, ek trek swaard. Niks kan staan voor die Here nie. Maar eintlik het ek gesê, niks kan staan voor bou nie. Want as jy vir my nog nie gehoor, vurig bid het, gaan jy vandag iets hoor. Hier sal jy 'n demoon oorbly vandag nie, hier sal jy 'n siekte oorbly nie, jy sal die arm nie uitstap nie. Amen. Amen. Want Rian, op die regte tyd in my lewe, het die bemarker gesien, bemarking van die bose, die Prince of Darkness, het gesien, dat daar is 'n behoefte in my hart na sukses. Daar's 'n begeerte in my hart na sukses. Daar's 'n begeerte in my hart na 'n lewe van smooth sailing. Omdat ek deur diep goeters gegaan het en seer gehad het in my lewe. En die bemarker weet, om daai prediker op die regte tyd te stuur, wetend of onwetend of hy gebruik word deur die duiwel. Die prediker op die regte tyd te stuur, om die regte goed te sê, sodat jy kan inkoop in jou eie storie. Want jy koop in, dat hierdie probleem waaroor hierdie prediker praat, is my probleem. Ek is daai hoofkarakter. Ek soek daai uitkoms. Dat alles vir my moet regloop. En ek was daai ou wat sê, yes, hoekom hoor ek dit nou eers? En hoe meer ek betrokke geraak het, hoe meer het ek myself opgewen. En weet jy wat? Die Here was so goed deur daai fase. Die Here het my kom uithaal. Wees gou versigtig om net iemand te probeer uitdruk op die plek waar hy is geestelik. Die Here het my gelos deur daai charismatiese vlaag. Weet jy hoekom? Want ek my uit die diepste sluik van depressie en goeters daar kom uithaal, moet sê nou maar 'n ou soos Joel Osteen se boek van Your Best Life Now. Nee broer, ek sê net vir iemand om my 500% gee. Maar op daai tyd het die Here geweet, hy sal daai ding ten goeie laat meewerk, sodat ek uit daai kooi kan opstaan. En toe ek uit daai kooi het opstaan van depressie toe, vat hy my Matemente 2010, waar hy klomp mense bymekaar gekom het, en op daai bus is waar ek die opdrag gekry het om te stap. Die Here laat alles ten goeie meewerk, maar dit beteken nie, hy regverdig die werke van die duisternis, hy ontbloot dit, maar jy is nie altyd reg om dit te hoor nie. Want net nou sal jy staan, en dit is wat jy gaan doen, en jy weet net dat gebed is hierdie kragtige tool wat jy gebruik, wanneer jy wil kry wat jy wil hê. En dit is wat jy vir ander mense leer, en jy staan vas, totdat die volgende gebeur. Totdat daai behoefte en daai verwagting nie realiseer nie. Toe ek dink die besigheid moet nou in die lug opgaan, toe moet ek sy deurtjies toemaak. Toe ek dink alles gaan nou beter raak, toe raak dit nog 2 stappies slegter. En ek is, wat gaan aan, Here? En dis op daai bus op die 16de April 2010, toe ek op daai bus sit, toe is ek so verward met soveel onbeantwoorde behoeftes en verwagtings, wat soveel frustrasie in my lewe veroorsaak het, dat ek was nie eers lus om met die Here te praat nie, maar ek het klaar my woord gegee, dat ek op daai bus sal klim, en ek sal nou 'n projek gaan launch by die Mighty Men, waar ons nou hierdie klomp DVD's gaan verkoop, aan hierdie 400,000 mense mans wat gaan opdaag, en ek gaan dan nou 'n slag geldjie verdien, om al hierdie skuld by die huis te betaal, wat die bankie wou terugvat.
En toe realiseer dit nie, tot so mate, dat selfs die DVD's wat ek moes ontvang, is gemaak in 'n fabriek wat gebom is deur Palestina, toe het ek eers 'n produk nie. So die frustrasie was so geweldig hoog terwyl ek op daai bus gesit het. En ek vertel hierdie goed vir jou met 'n baie spesifieke angle wat ek nou wil hê ons moet ondersoek, want ons gaan nie praat oor vandag oor wat jy bid nie. Ek wil by jou weet, wat is gebed? Wat is die definisie van gebed vir jou? En jy ken vir my, ek is oop dat jy met my praat. Asseblief, gee vir my jou input, want ons moet vandag hier uitstap en vir mekaar iets sê wat ons hoor. Wat gebed is en wat gebed nie is nie. Ek sê vir jou sê hoe my gebedslewe en my geloof seer gekry, terwyl ek staan by 'n dogtertjie wat 3 jaar oud is, sy babatjie wat sterf van leukemie. Hoe is dit moontlik dat die gebed nie werk nie? Die vurige gebed van 'n gelowige wat nie werk nie. En die frustrasie tel op en op en op. En jy kan vir my jou eies noem wat in jou lewe gebeur het, maar ek het 'n hele lysie van hulle wat nie gerealiseer het nie. En my geloofsfrustrasie het my na so 'n plek toe gevat. My vrou kan my getuie wees, toe die Here vir ons sê bedank op 'n hoogtepunt van waar ek vir 'n company werk en ek begin net sien hoe alles uiteindelik begin optel en dan begin kom finansiële stabiliteit en wow, na al hierdie jare se kommissiewerker, kan ek uiteindelik sien hier's iets wat begin. Ek kan al die volgende mooi huis met sy tuin begin sien. Maar moet 'n boom wees, dan moet 'n mooi boom wees. Nuwe nuwe double cab bak. Ek sien al die goed, man. En die Here sê bedank. Ek sê, "Wat? Ekskuus tog, Here." Maar gaan dit met my vrou toets? My vrou sê, "Ja, sy het baie vrede." Ek sê, "Wat? Bedank op die hoogtepunt. Ons het nie inkomste nie. Ons het nie werk nie. Begin 'n nuwe dingetjie wat feitelik geen inkomste inbring en nadat die bank amper reg is om weer 'n slag te kom en alles te vat, op die randjie van dit, kom die Here na my toe, net soos hy met Elia by die spruit van Krit gepraat, en hy sê vir my, "Bou, jy soek my vir die antwoorde en die behoeftes en die verwagtinge wat jy wil hê, maar jy soek my nie meer nie. Jy soek die oplossings tot jou probleme, maar jy soek my nie. Jy soek my as die voorsiener van jou probleme. Maar die voorsiener as 'n persoon stel jy nie meer in belang nie." Dit is die tipe frustrasies wat ek in my lewe moes deurgaan om te verstaan wat gebed nie is nie. Gebed is nie die uitspreek van my behoeftes voor die Here en 'n wegstap daarvan af met 'n absolute stempeltjie daarop wat sê afgeteken, die Here sal dit doen. Maar jy kom dit eers agter dat gebed nie 'n ritueel is wat jy kan aframmel en is ook, jy kom dit eers agter wanneer jy op die geestelike plekke in jou lewe bloedneus lê. Want dan vir die eerste keer begin vra jy hoekom. Ek het nie 'n probleem as mense in hulle geloofslewe vra hoekom nie. Ek sien reg deur die woord dat God se manne en vroue het gevra hoekom. Ek het nie 'n probleem nie. Die Here verwag nie van jou om 'n robot te wees nie. Maar wanneer jy gebed verstaan, kom daar kom 'n ander tipe van uitkoms op jou probleem. Daar kom gemoedsrus oor 'n saak. Daar kom vrede. Oor tyd kom daar selfs weer vreugde waar daar hartseer was. Beauty out of ashes. Al daai goed kom as jy verstaan waar ek die pad verlaat het, waar ek ingekoop het in die bemarker met die 2 horingkies en die vurk se aanbieding van gebed en die verwagtings wat aan my gestel het. En om dit te verstaan, wil ek gou vir jou lees. As jy wil saam met my blaai, dan blaai jy Johannes 15.
Baie bekende gedeelte. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En hier kom hy. As jy nog nooit gedink het, dit is gebed nie, luister nou. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Wat as Johannes 15 meer oor gebed gaan as wat jy besef? Wat as die beeldspraak al die jare oor Johannes 15 en hy is die wynstok en ek is die loot en my Vader is die landbouer. Ja, dis pragtige goedjies, maar die beeldspraak en ek kan nie lekker aanvat nie. So kom ek beweeg liewer na iets anders in die Bybel toe wat vir my meer sin maak. Wat as dit tog al die jare gebed was? Maar kan jy dit nie so gesien nie, want dit wat aan ons verkoop is, was iets anders. Dit is makliker om in te koop in 'n oplossing, as in te koop in 'n probleem, wat miskien nog 'n tydjie gaan aanhou, voordat dit 'n oplossing raak. Niemand hou van wag nie. Ons leef in 'n samelewing, waar jy kan kies. Ek wil hy ding online bestel, hy moet binne 'n dag kom, ek sal extra R100 betaal, maar hy moet binne 'n dag hier wees. Hy moet deur die nag van hy koerier ry, maar môreoggend as ek wakker word, soek ek my oplossing hier. Ons het verleer om te wag. Ons het vergeet. Praat met jou ouers as jy te jonk is. Hoe dit gewerk het om 'n brief te skryf vir iemand of 'n poskaart te stuur. Waar jy moes wag. Maar as jy daai brief gekry het en jy het gelees, dan was dit soos in die handskrif van jou geliefde aan die ander kant. Dan was dit soos, wow. Vra vir hulle hoe dit was om met 'n tikkieboks vir iemand te bel en jy kry nie 'n persoon by die huis nie. Dit lei, of jy nog deur 'n sentrale gewerk, die sentrale vir jou, nee, jou man is nie by die huis nie. En as jy nie geld het, maak jy 'n kollekteeroproep. As pa is weer kwaad daaroor. Jy moes wag. Jy moes wag totdat 'n oplossing kom op die regte tyd. En weet jy wat? Dit het aan jou niks gemaak nie. Inteendeel, dit het aan jou een van die lieflikste gebedsvereistes gegee. Om 'n sterk geloofslewe te hê, is om te leer om te wag op die Here. Sodat wanneer hy dink die geskikte tyd om hierdie storm in jou lewe te stop, of om jou karakter te groei tot die plek wat jy die volgende een kan hanteer, volgens sy tydsberekening reg is, dan sal hy die gebedsversoek verhoor soos hy goed dink binne sy wil, en die uitkoms daarvan gaan jy aanvaar, maak nie saak watter kant toe dit gaan. Want jy vertrou op die Here. Punt. Jy vertrou nie op hom vir 'n uitkoms nie, jy vertrou op hom. En jy los die uitkoms in sy hand. Geliefdes, ek is nie 'n draak nie. Nie een van ons wanneer ons bid vir 'n siek persoon sê, Here, laat die persoon doodgaan nie. Nie een van ons wanneer ons 'n geloofskrisis beleef rondom ons finansies of enigiets sê, Here, laat dit maar net so aangaan. Natuurlik vra ons. En ons gaan nie vandag oor die inhoud praat, ek wil net sê, ek is nie 'n tiran wat vir jou probeer sê, bid vir die slegste moontlike uitkoms sodat jy kan geestelik groei nie. Nee, Here sê, stort jou hart voor my uit. Kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Want by hom vind jy genade en barmhartigheid. Kom met vrymoedigheid na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Die Here nooi ons almal. Maar as al wat jy kan doen in gebed is om die Here te vertel van jou tekorte en ander mense se tekorte rondom jou, het jy 'n arm gebedslewe. En mis jy uit, soos om na die Nampo-skou toe gaan as 'n boer, en jou kaartjie te betaal om by die hek in te gaan, en dan gesit jy by die eerste koffieshop wat jy net voor jou is, en 3 dae lank sit en drink jy koffie en eet koek. Maar jy's by Nampo. Wat help dit? Ons het die vleisfees gehad. Nou vir Calvinia was dit was 'n ding. Dis nou nog 'n ding, maar dit was vir 'n kind was dit 'n ding.
Jong, daar was elke speelgoedstalletjie wat jy aan kan dink het gekom. En dan kom maar 8 na 10.000 voete deur daai dorpie van ons. Dit was 'n ding. As jy vir my en my maatjies moet sê, ons moes ingaan by die hek. Nou soos by die eerste speelgoedstalletjie stop, ons mag nêrens verder gaan, het jy ons gestraf. Ons mag jy pannekoek eet nie. Ons mag jy daar agterkom van pale by die braaivleesvuure is nie. Ons mag jy daar rondhardloop en speel met mekaar nie. Jy sou ons gestraf het. Jy sou iets weggevat het wat ons gevoel het, daar's iets om te ontdek. Ons ken vir Calvinia Hoek tot kant is 'n eenvoudige dorpie. Maar met die vleisfees naweek ken jy hom nie. Daar's baie meer mense om tot tokkie mee te speel. Daar's soveel om te ontdek by Nampo. Hoekom sal jy by die hek gaan sit? My geliefde, hoekom sal jy by die hek van gebed gaan sit? En net dit doen om jou geloof, om jou gewete te sis, ek het gebid, of om al hierdie verwagtinge uit te spreek waaraan die Here moet voldoen, net om teleurgesteld en gefrustreerd aan die ander kant te kom, as dit nie gerealiseer het nie, en jou te los op 'n slegter plek is waar jy begin het. Hoekom sal jy stop, as daar meer is om te ontdek? Ek het sommer net hier geskryf. Wat as jy nog nooit sy stem gehoor het nie? En gebed is gemaak om sy stem te hoor. Wat as jy nie sy planne vir jou lewe al gehoor het nie? En nie weet wat maak jy hier nie, jy mekaar is met jou doel op hierdie aarde, en is daar nou regtig iets meer as dit wat ek nou doen? En dis te vinde in gebed. Wat as jy nie sy liefde vir jou verstaan nie, omdat jy seer gekry het as kind? Of as groot mens? Wat is verwerping jou voorland was vir so lank, en aanvaarding is iets waarna jy kryf, maar is net te vinde in gebed. Wat is sy genade iets is wat jy nie verstaan nie, want jy het te veel foute gemaak, en hoe kan hy jou lief hê? En hoe kan iemand wat so sleg is soos jy, 'n plek hê in die koninkryk, en dis te vinde in gebed? Wat is sy voorsiening? Sy voorsiening, nie jou behoefte daar nie. Sy voorsiening, en sy hand, wat afbuk na jou toe, om te voorsien, sigbaar raak in gebed. Om terug te kyk in 'n gebedsboekie van 5 jaar terug te sê, kyk wat het die Here in my lewe gedoen. As jy bereid om uit te mis op die gebedsnampo. Wat is sy goedheid, sy guns, sy teenwoordigheid, sy vreugde, vrede. Daar is om te ontdek. Maar jou verstaan van gebed los jou by die hekke van die skil. Abide in me like I in you. Daai woordjie bly in my soos ek in julle. Abide. Menno. A primary verb. Verb, is 'n werkwoord, nee liefie? Ja, werkwoord. Okay. So, abide in me, bly in my, is iets wat jy moet doen. Dis nie iets wat jy moet lees nie. Dis iets wat jy moet doen. Dis 'n werkwoord. A primary verb, which means to stay in a given place, or a state, or a relation, or an expectancy. To stay in a given place, a state, a relation, or an expectancy. Abide means to continue, to dwell, to endure, to be present, to remain, to stand. Wat hoor julle? As ons net praat oor gebed vandag, en wat gebed is, dan wil die Here vir my, Bou de Klerk sê, nou hoeveel jaar saam met hom, my kind, en ek sê dit met respek, ek moenie agterna vir my kom sê, ek mag nie negatief op myself wees of hard wees nie. Ek mis uit.
op die diepte en die volheid en die rykdom van die goddelikheid in gebed, omdat ek vashaak in die verlede. Omdat ek vashaak in 'n mengsel tussen die charismatiese kant en die konservatiewe kant, en ek mis uit op die skou, ek besoek 2 stalletjies op 'n hele skou. En die Here sê, kom in. Weet jy hoeveel het ek vir jou om vir jou te wys? Weet jy hoeveel het ek aan jou oor te praat? En elke keer, geliefde, wanneer ek op daai plek kom, wat ek meer vra, dan herinner die Here my aan 76 dae saam met hom op die pad, waar ek en hy in mekaar abide het. Ok, kom ons maak dit gou duidelik. Jy kan nie hierdie vers lees as 'n ongeredde mens nie. Jy kan nie hierdie vers lees as 'n godsdienstige volgeling wat nie die Here Jesus Christus aangeneem het nie, want hy is nie dan in jou nie. Om in hom te bly soos hy in jou, moet hy eers in jou inkom. Dan moet eers 'n oomblik wees waar jy besef, jy is as gevolg van Adam en Eva se doen en late, gebore in sonde en verlore, en daarom roep jy na 'n verlosser uit. Dis jou enigste vorm van gebed op daai stadium, is jy roep uit na hom vanuit jou verlorenheid uit. Ek hoor julle het verlede week lekker daaroor gesels. En sê, Here, red my asseblief, dis 'n gebedsversoek. En hy sê, ek sal die een wat na my roep, nie in die steek laat nie. En hy steek sy hand na jou kant toe uit. En hy trek jou uit die moddersluik van verlorenheid en sonde uit. En hy red jou uit die koninkryk van duisternis, binne in die koninkryk van die liefde van sy seun in, deur hy houtkruis op Golgotha, en die graf en die opstanding. En dan daarna kom hy, en hy kom maak woning in jou. Hy kom abide in jou. Hy kom bly in jou, met sy Heilige Gees. So hy gee die eerste tree tot abide. Hy gee die eerste tree tot ek kom bly na jou. Ek gaan jou nie verlaat nie. Wat staan hier so? Continue, dwell, endure, be present. Hy voldoen aan dit. Hy kom en hy sê, to stay in a given place. Hy kom bly in jou. Hy gaan nie weg nie. Voordat hy vir jou vra om in hom te abide, is hy reeds in jou. Hy sê, kom bly in my, soos ek reeds in jou. Dis present tense. Ek is al daar binne by 'n geredde persoon, maar dit tel nie vir 'n ongeredde mens. Jy kan nie hierdie skrif quoteer en op hierdie skrif aanspraak maak en op hierdie gebedslewe aanspraak maak as 'n ongeredde mens nie. Want dit het die Here Jesus sy lewe gekos om in jou te abide. Dit gaan jou ou lewe kos om in hom te abide. Hierdie is die bron van gebed. Hierdie is die geboorteplek van gebed. Dis nie iets wat ek iewers doen omdat ek 'n probleem het nie. Ja, dit is ook dit. Ek wil geensins wegvat enige vorm van skietgebed nie. Ek wil geensins wegvat enige vorm van krisisgebed nie. Ek wil dit nie van jou wegvat nie, maar ek wil vir jou sê daar is meer. Daar is soveel meer om te verstaan dat Jesus sê, moenie van my af weggaan nie, moenie opstaan hier van jou knie af, en dan sê, ek sien jou later neer. Moenie wegloop en dink, ek het mos nou vir jy gesê, een keer kom ons los dit nie. Dis een van die goed van School of Christ, wat my geruk het aan my hart, om te sê, jy moet leer om deur te bid. Bid deur. Wat beteken dit? Ons moet bid tot aan die ander kant. Ek moet bid, totdat die Here antwoord. Iemand sê nou, dat is so mooi. Hy sê, Here, daar is 'n gedeelte in Lukas 18 van die onregverdige regter. En die weduwee wat na hom toe kom en sê, ek sal u nie los, voor u nie uitspraak lewer nie, oor my saak nie. En die Here sê, daai is hoe jy bid. Sê, Here, ek gaan u nie los voor u uitspraak lewer oor my saak nie. Daai is die gebed van, vierige gebed van 'n gelowige. Here, ek gaan u nie los nie. Wat het hy vir Jakob gesê? Dit raak môre, ek moet gaan, Jakob sê, ek gaan u nie los nie. Voor wat nie? Voor u my nie sien nie. Here, ek gaan u nie los in hierdie saak. Met my en u stap saam.
voordat U my nie seën nie. Seën in watter opsig? Seën finansiëel? Sakke vol geld, is dit seën? Kan wees, kan nie wees nie. Maar baie keer is dit nie. Die blessing, die seën met 'n daaitjie op, lê volledig gesetel in die seën met 'n U. Om geseën te word, is om 'n draer te wees van die seën. Om die voorreg te hê dat hy reeds in jou abide. Deur sy Heilige Gees woon hy reeds in jou. Hy het reeds kom tabernakel. En dit is 'n lieflike studie om te gaan doen. Om te kyk hoe die Here begin het met die tent van ontmoeting. Om te sê, ek het 'n begeerte om te abide. Ek het 'n begeerte om konstant by jou te wees. Maar het jy 'n begeerte om konstant by my te wees? Jy sien my geliefde, op hierdie punt moet ons definisie van gebed verander na 'n tydjie hier en 'n tydjie daar en 'n tydjie daar, as die hele dag. Abide in me like I in you. Bly die hele dag in my soos ek in julle. En skielik raak gebed 'n leefstyl. Nie 'n dingetjie hier en 'n dingetjie daar nie. En skielik begin stap ek tussen die stalletjie deur en ek is soos, wow, check hierdie trekker. Hey, my lewe nog nooit het gesien nie. Wie moes al daai ding hier op my plaas werk? Here, nou kort ek nog net die geld. Grappie hoor. To stay in a given place or a state or a relation. So wat is die eerste ding wat ons sê? Die tyd van gebed is 24 uur 'n dag. Dis nie 'n 5 minute hierso en 'n 10 minute daar nie. Dis 'n konstante verhouding. Dis 'n konstante gesprek. Wie van julle is die langste getroud hierso? Kan jy daai vraag vra? Matusalem, hoeveel jaar is julle getroud? 60. 60 jaar. Alright. Ja, klap toch man. Ons is ook die voorreg om 'n fossiel van ons te hê. 'n Lewende een. Ja. « 60 jaar se getroude lewe in Broers en Tannie Wilna. Ons het moontlik om vir iemand 7 minute op 'n dag te sien en te gesels. En dan ook nie 'n wederwysige gesprek te hê nie. Net iets wat ek wil sê wat jy vir my moet doen. Hoe lyk so 'n verhouding na 60 jaar waar jy net vir my gee wat ek wil hê, waar ek net so nou en dan met jou praat? Hoe lyk so 'n verhouding? Normaal. Ek bring vir Bruce hy het baie nodig van hom. Ek sou sê dit lyk meer soos 'n tronk. Waar iemand se naam net vir my kos inbring. Ons kan lekker grappies maak. Yes. Ja. Nee, net op daai punt. Die Here is baie besig met my die laaste tyd oor wat Papa altyd sê, van besef jy wie jy praat. En ek dink dis die beginpunt van gebed. As jy besef jy met wie jy praat en ek wil altyd hê my kinders moet vir my vra. Mamma, sal mamma asseblief X, Y en Z en of kan ek asseblief en wie is ek of vir die Here van die leerskaal opdrag te sê, Here seën dit en doen dit en laat dit gebeur. Wie dink jy is jy? So ek dink dis die begin van net om te besef wie praat. Ja.
En ek stem 100% saam, maar ek dink dit val vir my binne die inhoud van gebed, wat ons lekker in kan induik oor hoe lyk dit wanneer ek tot hom nader en weet met wie ek praat. En ons gaan 'n bietjie guidelines vir julle gee rondom dit ook. Ek wil nie dit moet meganies wees nie, maar partykeer het 'n mens net 'n bietjie inligting nodig om te besef daar's meer om te ontdek. Maar as dit nie gaan plaasvind vanuit 'n verhouding nie, as jy nie 'n verhouding met die Here Jesus Christus het nie, 1, is jy ongered. Menende, 'n volgeling van Jesus wat omdraai wanneer hy sê, neem jou kruis op en volg my. Verloon jouself. Dis iemand wat bereid is om die godsdienstige dinge te doen, maar wanneer die Here van jou vra jou lewe vir hom, dan sê jy net dankie, soos die ryk jong man wat wegdraai. Dis iets buite verhouding en Jesus het hom genooi op presies dieselfde manier wat hy enigiemand van die ander disippels genooi het. Sy los van wat jy besig is en kom, volg my. Daarom nooi Jesus mense, elkeen van ons, met die grootste uitnodiging wat sê, vir my om in jou te kom bly, het ek reeds die werk afgehandel. Om te kan abide in jou, het ek klaar gedoen wat nodig is. Al wat jy hoef te doen, is om my te aanvaar en my in te nooi. Want kyk, ek staan voor die deur en ek klop. Al wat jy hoef te doen, is om daai deur oop te maak, te sê, Here, kom woon volledig in my. En as jy daai stap gedoen het, dan sê hy, nou die volgende een, bly nou in my, soos ek in jou. Bly in my soos 'n huwelik van 60 jaar. Hoekom? Kan ek vir jou sê hoe daai twee mense mekaar ken? Hulle sê tot mense begin lyk na mekaar as hulle lank getroud is. Hulle begin maak mekaar se sinne klaar. Hulle weet hoe die ander persoon dink. Hoekom? Hulle ken mekaar intiem. Inside out. Om jy nie julle ken mekaar. Goed jy iemand leer ken. Jy het tyd spandeer in die verhouding. Jy het belê tyd in die verhouding. Jy het die ander persoon se beste belange op die hart. Jy's lief genoeg om van jouself af te staan aan daai persoon. Te sê, hoe kan ek jou dien? Alles wat ons nou praat is gebed. Dis om te sê, Here, ek wil wegkom van die rympies en die rituele af, en ek wil kom by daai 24 ure dag, besef U is in my. Nou moet ek bly in U. Welkom by die gebedsnampel van jou lewe, om te ontdek, elke oomblik van elke dag kan jy in gesprek met hom wees. Die lewende God, die skepper van hemel en aarde, het 'n begeerte om in daai verhouding met jou te staan, wat nie gebind is tot ek moet nou na my binnekamer toe gaan nie. Ja, daar gebeur lieflike goeders in jou binnekamer wanneer jy alleen is. Maar dis nie beperk tot dit nie. Ja, daar gebeur lieflike goed terwyl jy ry, maar dis nie beperk tot dit nie. Dis 'n 24 uur gesprek waar ek sê, Here, hoe gaan dit vandag? Groot is U naam, Here. Hier's 'n ding wat die dag lê voor, Here. Ek weet nie wat in die dag wag nie. Maar jy gaan ons. Maak my bewus. En ek wil nie na die inhoud te spring nou nie. Ek wil net die konsep deurbring. En ek gaan tannie Wilna, u kan tannie kan nou praat. Ek wil net oor die dingetjie klaar maak. Ek wil net besef dat daar is meer om te ontdek van Christus en die koninkryk as ek besef gebed is nie 'n dingetjie wat ek net nou en dan doen nie. Dis hierdie verhouding. Hierdie diep gewortelde intieme verhouding van gesels met mekaar. En my hart uitstort voor die een wat my gevorm het in die skoot van my moeder. Wie ken my beter as hy? Wat kan ek vir hom wegsteek? Wat is daar van my wat hy nie weet nie? Ja, nou, hoekom moet ek dan bitter vir hom sê, as hy als klaar weet? Want dis so 'n verhouding werk. Dis so 'n verhouding werk. Net omdat hy nie wil nou miskien seer het. En om Bruce weet sy het seer, beteken nie hy vra nie van, hoe gaan dit met jou nie?
Hoe voel jy vandag nie? Waarvoor kan ek vir jou bid? Want 'n verhouding belê in mekaar. Wat belê jy in jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedsbelegging? R5 op 'n dag? Of alles wat ek het, elke dag. Ek wil nie 'n burden op jou sit nie. Ek wil nie skuldgevoel op jou kom rus nie, geliefde. Ek wil nie vir jou kom sê, jy's 'n swak Christen omdat jy bid soos wat jy bid. Ek wil vir jou sê, daar is meer, omdat die Here vir my sê, daar is meer. En ek kon dit nie meer prakties vir my verduidelik het, as om vir my te sê, bou, die vleisfees in Nampo, lê oop. En ek wil vir jou soveel dieper vat. En wanneer jy van jou knie af opstaan, vir jou stoel of waar jy ook al bid, as jy jou oë nie aan toemaak, en jy daai gevoel van, hierdie was 'n God vervulde, geesvervulde, lieflike dag, maak nie saak wat het reg en verkeerd gegaan in hom nie, dit was 'n 24 uur, abide in him, like he in you. Versus, ek het niks met die Here gepraat hierdie dag nie, dit was 'n godlose dag. Baie dinge het gebeur, maar ek en die Here was nie in verhouding met mekaar nie. Dis 'n leë dag. En gebed begin by daai verhouding, waar ek sê, nie meer 'n bietjie tyd vir U nie, Here. Elke oomblik van elke dag behoort ek aan U. En ek gaan kom bly, want dit is 'n werkwoord wat ek moet doen. Soos U klaar in my bly, gaan ek nou in U bly. Ek het reeds gekom, maar nou moet ek bly. Ek kom kuier nie by U nie, Here. Familie kom kuier en hulle gaan. Hoe sê hulle, familie en vis is dieselfde ding, hulle gaan af na 3 dae. Familie kom en gaan. Vriende kom en gaan. Hulle kom kuier by jou. Jy kan nie gaan kuier by die Here nie. Jy moet bly in hom, want hy bly reeds in jou. Dit is abide. En ek het nog nooit na abide gekyk as gebed nie. Ek het nog altyd 'n ander konsep daar gehad, en dit was noodwendig verkeerd nie. Dit was net miskien 'n persentasie daarvan. Nou voel ek, Here my God, daar's soveel meer om te ontdek, en ek sien uit na hierdie gebedsreis, hierdie ontdekkingsreis, om te verstaan wat dit beteken om die hele tyd in U te bly, soos wat U reeds in my is. En dis exciting. Tannie Wilma. Weet jy, ek dink nou maar nie, as ek dink aan ons twee, dan in 60 jaar, in die begin is het, jy wil die hele tyd met mekaar gesels. En as jy nie lang gesteeds by mekaar by nie, en gesels nie, dan is wat is ek verkeerd gedoen, of wat is dit, of wat is so. Maar, dit is my, want ek bly baie keer met daai ding. Here, U en my en ek en U. En die Here kom wys het vanmôre vir my uit, ook in ons huwelik. Ek weet Bruce is daar. Hy weet ek is daar. Al gaan daar die dag verby, jy weet wat mens, ek sal dit nodig met mekaar. Het jy lekker geslaap? Hoe lyk jou dag? As ek van die werk af, hoe was jou dag? Jy weet, het jy lekker gewerk? En dan die ander goedjes. En net so doen ek, is ons verhouding met die Here. Ek weet hy is daar. Die Here weet ek is daar. En ek weet hy is hier. Soos wat Bruce by my is, en ek by hom. Ja. Daar is nie 'n pauze. Ons is die hele tyd Selfde huis, julle abide in dieselfde huis, en julle stap hierdie lewenspad saam. Kosbaar. Bou, ek wil net vir 'n baie spesiale ding deel. En dit is voor die sondeval Adam en Eva in die tuin. Hoe het hulle saam met God gewees? God het in die aandwindjie saam met Adam en Eva Gewandel. Ja. En hy het met hulle geconverse, wat mense gepraat. Ja. Hulle het goed by mekaar gedeel. Toe kom die sondeval.
En daarvan af gaan die Israeliete in 'n situasie waar die hoëpriester kom eenmaal in 'n jaar in die Allerhoogste kan ingaan, die allerheiligste, ja. wat hy al in die allerheilige kan ingaan. En toe kom Jesus Christus sy sterwe aan die kruis. En hy sê in sy eie woorde, in die woord sê hy, en die voorhangsel aan die allerheilige het onnatuurlik geskeur. Aan die ander woorde nie soos hy normaalweg as jy op so trek sou skeer nie, hy het van voor na onder geskeur. As teken dat mens weer direkte toegang tot God het. Direkte toegang. Direkte toegang en dat hy weer in die aardwykie Saam met ons wil wandel. En hoe sal so 'n aandwindjie wandel lyk tussen my en my vrou as sy gaan saamstap? Dis 'n lieflike hand vashou. Honde hardop daar, die kinders speel en ons stap en ons gesels oor tydjies en daadjies. Dis net 'n gesprek. Lieflike gesprek met iemand vir wie ek lief is en vir wie ek omgee. Hoekom kan dit nie so wees met die Here nie? Hoekom kan ons gebedslewe nie 'n konstante wandel saam met hom wees, waar ek net bewus is, hy is die hele tyd by my en ek by hom nie? Nou ek weet ek kry vlek by party mense oor AI, maar ek sê weer, as jy AI gebruik om navorsing te doen, is dit 'n lieflike ding, net nie vir AI vra om vir jou die oplossing te bring nie, soos vir jou te sê hoe dit moet wees nie. So ek het vir AI gevra, as jy vir my 'n samevatting moet maak, wat die meeste godsmanne soos Moody, Spurgeon, Murray, Chambers, Silvoso, MacArthur, Washer, wat is hulle definisie van gebed is? Ek soek 'n opsomming. Gee asseblief 5 hoofpunte. Ek soek nie inhoud of hoe om te bid nie. Ek soek slegs 'n opinie van wat gebed is. Net dit. Hier is 'n samevatting van die definisie van gebed soos dit deur die meeste van hierdie ouens nou wat ek nou versoek het gekommunikeer word. Hulle beklemtoon konsekwent dat gebed nie primêr 'n metode of 'n lys versoeke is nie, maar 'n diep verhouding en kommunikasie met God. Hulle 5 hoofpunte vanuit hulle prediking. Gebed is kommunikasie, gesprek en gemeenskap met die Here. Wat is 'n huwelik? Kommunikasie, gesprek en gemeenskap met mekaar. Direkte persoonlike gesprek met God as Vader, waar die siel nader kom tot hom en aanhou vashou aan hom, fellowship het met hom. Punt nommer 2, gebed is die uitstorting van die hart en die siel voor God. Punt nommer 3, gebed is afhanklikheid en naderkom na God se troon. 4, gebed is die lewe en die puls van die geestelike lewe. 5, gebed is nie primêr om dinge te kry nie, maar om God self te ken en met hom in lyn te kom. Ek gaan nie vir jou alles lees, ek wil net vir jou lees wat 'n samevatting van Godsmanne sê. Jy hoor dit konstant, dat hulle sê tussen die lyne, jy moet leer om in hierdie verhouding waarin jy is te bly. Moenie die verhouding by tye sien as 'n verhouding en dan gaan jy weg nie. Hou daai verhouding. Bly in daai verhouding. Net vir interessantheid, wanneer jy jou huweliksmaat verlaat en 'n ander minnaars of minnaresse toe gaan, word dit horering genoem. Buite-egtelike aksies. Ongelukkig lyk dit in baie mense se gebedslewe so. Kom na die Here toe vir wat ek wil hê, dan gaan ek na die wêreld toe oor wat ek wil hê. En die Here sê, bly in hierdie huwelik met my. Abide in my. Ek is klaar in jou en ek het soveel om met jou te deel. Maar kom wandel konstant saam met my. Maak nie saak wat se werk jy doen nie, maak nie saak wat. Ek is die hele tyd in jou. Ek is die hele tyd met jou. Ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Maar kom ons kry daai verhouding tot so 'n mate dat ons intimiteit met hom spandeer. Dan gaan ons met mekaar dinge kom deel wat so lieflik is, dat ons getuienisse hiervoor sal nie stop nie. Want die Here wil vir jou op 'n gebedsontdekkingsreis vat. Jakobus
Ek wil net sê, Bou, dat Johannes 5 staan in die agtergrond van Johannes 14 vers 20. 14 vers 20. En dit spreek van die intimiteit in die eerste plek eintlik van die Seun en sy Vader. Ja, En as Christus in ons abide, is dieselfde intimiteit, dieselfde abide in ons Ja. Want hy is ons leer. absoluut. En wanneer ons dan kyk na die hoe, Jakobus, dan kyk ons na hoe Jesus daai intimiteit uitleef en hoe hy dit vir ons demonstreer en hoe ons kan sien in sy lewe dat hy abide in die Vader en die Vader in hom. Daarom kan hy vanuit daai wat hy weet, kan hy vir ons leer. Abide in my. So hy modelleer vir ons hoe om te abide. Daarom sal jy sonder die woord en sonder die voorbeeld van Christus die gebed verstaan nie. En die bemarker van hierdie wêreld sal jou weghou en aanmoedig tot hierdie goedjies wat 5 sente is van die miljoen rand van gebed. Dis 5 sente. Maar dit gaan jou weghou van die wandel en hy intimiteit en die ontdekkingsreis. En dan sal jy vir jouself agterkom, hoe lyk die vurige gebed van 'n gelowige? En wat beteken vers 7 in Johannes 15 wat sê, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê. Want daai versie word dan ook baie lekker uit konteks uit gekwoteer. Maar ons gaan kom by hom. Ons gaan kom by hom. Vandag is net vir my asof die Here sê, kom ons kom weer terug na ground zero. Kom ons kom weer terug na die basecamp toe, voordat ons hierdie Kilimanjaro klim en ontdek wat daar te ontdek is. Kom ons begin net deur die van mekaar te sê, wat is dit en wat is dit nie? En wat kan dit wees? En dan gaan ontdek ons, soos ons hoor klim en klim en klim. Die lieflike en die diepte en die rykdom en die insig van God, wat wag om ontdek te word in gebed. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, met jou bly. Amen. Sit net so. Iemand langs jou. Bid nou, nadat jy dit gehoor het. Uit jou hart uit. Dan kan jy gaan, ons staan saggies op, as ander mense nog bid. Praat met die Here nou, van waar jy gehoor het.